Jy is nou geskakel op Groot Plaas en saam met ons in die ateljee vanoggend Albertus Lombard, hy is van die Boorgat Watervereniging. Albertus, goeiemôre en welkom. Ja, baie dankie vir die geleentheid. So, sê gou vir my, in Suid-Afrika oor die algemeen, ons weet ons sukkel met waterskaarste in sekere provinsies, maar is daar oor die algemeen genoeg waterare in Suid-Afrika om boorgate te sink? Ja, afhangende van die geologie in jou area, absoluut. Grondwater is omtrent die enigste alternatiewe oplossing wat ons het. En onthou Suid-Afrika is 'n waterskaars land. So ons het bietjie oppervlakwater, maar omtrent 80% van ons dorpe in ons land gebruik grondwater op een of ander manier. Nou, as ons nou gaan staan en 'n boorgat wil sink in ons erf of op die plaas, hoe ver oor die algemeen het 'n ou nodig om te boor voordat jy 'n aar slaan? Ja, die diepte van 'n boorgat hang af van jou geologie. So 'n boer byvoorbeeld op sy plaas, hy behoort sy plaas se geologie redelik goed te ken. So hy behoort te weet hoe lyk die ou boorgate op sy plaas, hoe diep is dit, waar tref hy die water en waar lê die watervlak op sy plaas. So voordat jy begin boor, het jy al klaar 'n idee van hoe diep jy moet gaan. So ek neem aan nie elke Jan Rapp en sy maat kan nou net gaan staan en 'n boor gryp en begin grond beskuif daarso om 'n water te kry nie. Wat is die proses wat julle deurgaan om te seker te maak julle boor op die regte plekke? Ja, so daai is nogal belangrik om 'n professionele ou te kry om jou te help. Dit gaan jou koste spaar op die ou ende. So ou kyk na die geologie, dan doen 'n ou wat ons noem 'n borehole siting. So jy gebruik verskillende geofisiese metodes of jy gebruik weerstandsapparaat of die magnetiese veld van die aarde. Dan boor jy en met boorwerk is daar baie goed wat daarmee saamgaan, konstruksie ensovoorts. Dan toets jy, dan doen jy jou pompinstallasie en op die ou ende doen jy monitering om seker te maak jou water is volhoubaar oor tyd. Nou loop die ouens wat so soek vir die water, loop hulle nog rond met daai klein stokkie of die draadjies wat so na mekaar toe gaan? Ja. Ek het gisteraand toevallig 'n video gesien op sosiale media van 'n ou wat nou soek vir water ook en hy het so 'n ou Fanta bottel met water op sy hand gehad en dan daar waar die ding omval, daar moet hulle boor nou. Ja, dis 2025, daar's nog steeds mense wat daaraan glo. As die ou dalk die water kry met 'n dalk 'n Coke bottel probeer of iets. Daar's nie wetenskaplike bewyse dat dit werk nie, maar daar's baie mense wat in dit glo en my verduideliking maar vir dit is baie van die mense wat suksesvol die stokkie of die drade gebruik, hulle ken eintlik die natuur. Hulle weet eintlik voordat die stokkie of die drade loop, weet hy waar om te soek. Ja, hy gaan soek daar. So daar is baie ander wetenskaplike metodes. So daai stokkie is meer 'n geloof as 'n wetenskaplike aanwysing. Albertus, so jy wil nou vir my sê dit was al hierdie jare 'n foefie. Kyk, elke geologie het sy eie waarskynlikheid om water te boor. So in sekere areas kan ek my hoed ook gooi en ek sal definitief water kry. Hoor, dit is nogal so smart trick. Eendag as ek saam met jou uitgaan, sal ek graag wil sien van die hoedmetode. Ja. En dan sal ek rondloop met die stokkies. So sê gou vir my 'n ander ding, in terme van water, hoeveel water kan uit die grond uitkom sou jy 'n suksesvolle boorgat boor? Ja, dis nogal 'n belangrike vraag en dis iets wat almal eintlik moet weet. Want kom ek wys gou vir jou hierso, nê. Kom ons sê ek het 2 boorgate, nê. Ek meet dit nie onder die grond, maar hierin kan jy nou obviously sien wat hoeveel water is in die gat. So as ek begin pomp met 'n spesifieke pomp, dan weet ek mos nou hoeveel water trek ek uit. Maar as ek nie kan sien wat die watervlak doen nie, dan weet ek eintlik net hoeveel water trek ek uit. So baie keer toets 'n oue boorgat, maar hy meet nie wat in die boorgat aan die gebeur is nie. Hy meet net hoeveel water pomp hy uit. Nou dis 'n baie gevaarlike ding vir elke boer, vir elke ou wat afhanklik is van grondwaterbronne. Want daar het jy nou gesien hoe lyk die watervlak as ek uitpomp of as dit begin. Maar hoe weet jy hoeveel water is in hierdie gat? Want jy kan dit nie sien nie. So jy moet dit meet. En dis 'n baie kritiese belangrike ding vir elke ou. So wat ons doen as wetenskaplikes, ons pomp 'n boorgat, ons meet die watervlak, ons meet hoe vinnig herstel hy, want die herstel is natuurlik die invloei van die water in die boorgat in. So as jy nou hier kan jy dit nou sien, maar hier kan jy dit nie sien nie. So hier gebruik ons instrumentasie en dis tipies wat in die grond gebeur. En dan gebruik ons daai inligting en ons sit dit in 'n analitiese model en ons werk vir jou 'n volhoubare lewering uit. En 'n volhoubare lewering behoort vir jou oor tyd jou watersekuriteit te verseker.
En dan moet jy dit natuurlik moniteer, so jy moet instrumente in jou gat hê om te sien hoe reageer die water in jou boorgat. So vir sê net maar besproeiingsboere of munisipaliteite wat groot volumes water nodig het, is daai 'n baie kritiese begin van jou hele ontwikkelingsproses. En dan natuurlik die monitering om te kyk hoe reageer my watervlak in my boorgat oor tyd wanneer ek dit nou aanhoudend pomp. So is daar dan 'n lewensiklus half op 'n boorgat? Of hoe lank 'n mens 'n boorgat kan gebruik voordat 'n mens gaan moet kyk vir alternatiewe water? Kyk, as jy jou volhoubare lewering in die begin reg of eerder as jy jou konstruksie van jou boorgat reg gedoen het, dan behoort die konstruksie van jou boorgat eintlik vir 30, 40, 50 jaar te hou. Daar's baie plase wat boorgate al amper 100 jaar oud is. So die boorgat self, die konstruksie van die gat, behoort nie in te val nie. Die lewering, as jy jou toetse reg gedoen het, behoort jy nooit jou boorgat te laat droogloop nie, want onthou nou, as ek die watervlak te ver trek, wat met my pomp gaan gebeur? Daai pomp is gebreek, by the way. Ek gaan lig trek. Okay, ek hoor. Nee, en dan as ek lig trek, dink ek my boorgat het opgedroog. Maar miskien het die watervlak net gesak. So die volhoubare lewering, die toets wat jy doen, is krities en dit bepaal jou antwoord wat jy soek. Hoe lank kan ek hom gebruik? Hoe lank kan ek volhoubaar my grondwater gebruik? Hoe lyk die aanvulling wat gebeur as dit reën? En onthou, elke geologie het sy eie beperkings. As ek byvoorbeeld in 'n dolomietarea is daar groot aanvulling en hoe die water voorkom lyk anders. As ek byvoorbeeld in die Karoo is die aanvulling baie kleiner en hoe ek die water onttrek en waar ek die water kry en watter geologie, dit lyk ook anders. So mens moet aanpas by jou omgewing en hoe boorgate in jou omgewing werk. Ons sal nou 'n bietjie meer spesifiek raak oor dit. Albertus Lombard, hy's van die Boorgat Water Vereniging. Ons gesels 'n bietjie oor boorgate en dalk 'n paar interessante feite wat jy nog nie van geweet het nie. Maar voordat ons aangaan, kom ons kyk hoe lyk die Groot Plaaskalender. Welkom terug hier op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons in die ateljee vanoggend Albertus Lombard, hy's van die Boorgat Water Vereniging. Albertus, so daar's baie vrae natuurlik wanneer dit kom by 'n boorgat. Ons het nou so 'n bietjie van die lig af net vinnig gesels oor 'n boorgat kan droog word, maar jy dink dalk hy's droog. Dit is dalk 'n situasie van jy moet net jou pomp laat sak sodat dit in die water is. So hoekom 'n mens dan nou agter dit is die geval van jou eie boorgat? Ja, so wat soos ek nou verduidelik het, jou toets is baie belangrik want jy moet jou toerusting volgens jou boorgat se lewering spesifiseer. So as jy 'n pomp in jou boorgat sit wat meer uittrek as wat jou boorgat lewer, dan gaan jou pomp droog hardloop en jy gaan eintlik jou toerusting beskadig. So as dit gebeur, is dit belangrik om te gaan kyk hoe lyk die watervlak in jou boorgat. As jy 'n bietjie diepte het, kan jy dalk jou pomp 'n bietjie laat sak en jou lewering bietjie afstel sodat jy in balans kom met dit wat jou boorgat vir jou kan gee. Baie keer kom mense by ons en sê, "Jesus, ek het baie jare gepomp en nou is my boorgat droog." Maar eintlik wat gebeur het is hulle het dit oor tyd te veel gepomp. En hulle het eintlik toe hulle boorgat die fraktuurtjies in die goed wat water na die gat toe gee, hulle daai frakture begin seermaak. Om jou 'n idee te gee, in die Karoo kan 'n 2 mm fraktuurtjie, kan dink hoe klein is dit, kan vir jou tot 2 liter 'n sekonde gee, dis 7000 liter 'n uur. Maar as ek dit te veel pomp, kan ek daai fraktuurtjie toemaak met my wat ons noem turbulente vloei in die boorgat. So ek kan eintlik daai fraktuurtjie toemaak, so my lewering kan afneem oor tyd. In 'n spesifieke boorgat as jy dit nie reg bestuur nie. Is hierdie iets wat elke persoon self kan doen? 'n Boer op sy plaas kan self kyk na waar die watervlakke is, dalk een keer per jaar net seker maak om nie die pompe en die goed te beskadig nie, of is dit iets waarvoor mense 'n professionele persoon moet uitkry? Kyk, elke boer op sy plaas kan alles meet. Hy kan kunsmis meet per hektaar, hy kan meet hoeveel lewering hy kry of sy mielies of sy koring, maar baie min boere meet hulle watervlakke. So elke boer kan 'n watervlak meter hê en hy kan meet en kyk oor tyd hoe reageer sy boorgat. Veral as jy nou 'n besproeiingsboer is, dan pomp jy mos nou maar in 'n dam in en van die dam af besproei jy, maar jy weet nooit eintlik wat in jou boorgat aan die gang is nie. Jy kan dit self meet. As jy nie weet hoe om te begin nie, is dit goed om 'n professionele ou te kry om jou te help. Maar
Suid-Afrikaanse boere is wonderlik om data bymekaar te maak. Ek bedoel as reënvaldata vir 100 jaar. So as jy 'n boer net wys hoe om dit te doen, kan hy self al daai data bymekaar maak en oor tyd kan hy self sien of daar 'n balans is tussen seisoene, 'n balans is dit wat hy pomp, maar jy moet meet. Jy moet as jy nie meet nie, gaan jy mos nie weet. So ons kykers oor die algemene boere, hulle is 'n bietjie meer in tune met hierdie tipe ding soos wat jy sê, maar vir die ou wat hierso in die buurt bly en hy wil dalk 'n boorgat by sy huis installeer, is dit 'n duur proses? Ja, dit is 'n duur proses. Boorwerk kos enigiets tussen 400 en 500 rand per meter sonder voering. So as jy kyk na 60 meter se boorwerk, dit gaan nie omtrent 45.000 rand kos. So dit is belangrik om 'n professionele ou te gebruik. Wat ons gewoonlik doen is as jy water tref, boor jy bietjie dieper, maak seker jou konstruksie is reg en daai huiseienaar is dan eintlik onafhanklik van 'n munisipaliteit. Dit is net belangrik om te kyk of die kwaliteit reg is sodat jy kan sien of jy dit kan drink en of jy watersuiwering moet doen. Is daar enige regulasies in terme van die regering voordat jy moet jy aansoek doen om 'n boorgat op jou erf te sit? Kyk, op 'n nasionale vlak is daar nie enige regulasies nie, maar in die laaste tyd, julle het seker almal in die nuus gesien, die ouens het in die goudtrein ingeboor, groot skade veroorsaak. So munisipaliteite het bywette uitgebring om hulle infrastruktuur te beskerm. So Johannesburg byvoorbeeld spesifiek, jy moet aansoek doen om 'n boorgat te sink. Ander munisipaliteite het nie noodwendig dit nie. Jy het nie 'n waterlisensie nodig om die water te gebruik vir huishoudelike gebruik nie. Almal het reg tot toegang tot water vir menslike of huishoudelike gebruik. Ja. Wel, dit is verskriklik interessant en baie dankie dat jy bietjie met ons kom gesels het, ook vir die demonstrasie en dat jy nie te veel hier in die ateljee gemors het nie. Mens kan sien jy ken van waterskaarste, jy pas hom maar mooi op. Ja. Albertus Lombard van die Boorgat Water Vereniging wat ons gasie was vanoggend. Ons het 'n bietjie gesels oor wetlike, tegniese en omgewingsaspekte van verantwoordelike boorgatboorwerk. So, hopelik het jy 'n bietjie meer inligting daaroor. Dit is dit vir Groot Plaas vir vanoggend en ons kyk dan môre weer saam.